2 Samuel, hoofstuk 9. Toe het Dawid gevra, vertel my of daar nog enige oorlewendes is uit die huishouding van Saul. Terwille van Jonathan sal ek graag aan die persoon goed wil doen. Siba, 'n dienaar in die huishouding van Saul, is toe na Dawid ingeroep. Die koning vra toe, is jou naam Siba? En hy antwoord, ek is Siba, u dienaar my heer. Toe vra die koning, sê my tog of daar nog enige oorlewendes is uit die huishouding van Saul. Ek sal graag die guns van God aan die persoon wil bewys. Toe antwoord Siba die koning, daar is 'n seun van Jonathan wat nog lewe, maar hy is verlam. En die koning vra, waar bevind hy hom? En Siba antwoord, hy is daar in Lodabar, in die huis van Magir, die seun van Amiel. Dawid het hom toe uit die huis van Magir, die seun van Amiel, in Lodabar laat haal. Mephiboset, die seun van Jonathan, die seun van Saul, is toe voor Dawid gebring. Hy het vooroor gebuig met sy gesig na die grond voor Dawid. En Dawid vra, Mephiboset? En hy antwoord, ek is hier as die dienaar. Daarop sê Dawid vir hom, jy moet glad nie bang wees nie, want ek is hier om aan jou guns te bewys terwille van jou pa Jonathan. Die grond wat aan jou oupa Saul behoort het, word nou aan jou gegee. Jy sal egter van nou af persoonlik aan my tafel eet. Hy buig toe en sê, ek is maar net 'n dooie hond. Waarom sal u dan nou aan my enige aandag skenk? Siba, die dienaar van Saul, is weer voor die koning geroep. Hy sê toe vir hom, ek gee alles wat aan Saul en sy huis behoort het aan die kleinseun van jou heer. Jy, jou seuns en jou slawe moet die grond vir hom bewerk en die kos insamel vir sy huis. Mephiboset sal egter aan my tafel eet. Siba het 15 seuns gehad. Hy het ook nog 20 slawe gehad. En Siba antwoord die koning, ek sal sorg dat die opdragte wat die koning aan sy dienaar gegee het, deeglik uitgevoer word. En Mephiboset het van toe af aan die tafel van die koning geëet, net soos Dawid se eie seuns. Mephiboset het ook 'n seun gehad met die naam van Micha. Hy was nog baie jonk. Siba se hele huishouding was dienaars van Mephiboset. Omdat Mephiboset aan die koning se tafel geëet het, het hy in Jerusalem gebly. Hy was lam aan die voete.